Shalom. Kom ons sit weer vandag in mekaar se stilte. Dit was Sondag Pinksterfees en so het ons weer bewus geword van die uitstorting van die Heilige Gees. En miskien mag ons vandag wonder, wat is die betekenis daarvan in ons lewens? Wat beteken die doop met die Heilige Gees dalk vandag vir ons? Hoe mag dit dalk ons lewens verander? Maar kom ons raak eers net bewus van ons fisiese hier wees, jou voete daar op die grond, die stoel waarop jy sit, die rugleuning van die stoel, jou hande miskien in jou skoot. En dan nooi ek jou, miskien as jy daarmee gemaklik is, kan jou oë sluit of net saggies afkyk. En as ons so bewus word van ons voete wat rus op die grond wat ons ondersteun, dan dink ons onwillekeurig aan God, ons grondvesting, die liefde van God waarin ons gewortel is. En as ons asemhaal, as ons so asemhaal en met elke diep asemteug bewus word van asem as genade, en met elke uitasem die genade om ook te laat gaan, die genade van deelneem en die genade van laat gaan. Asem lekker diep in. En as jy uitasem, asem lekker lank uit. En as jy reeds in hierdie ritme van diep inasem, uitasem, iets van vrede begin ervaar, laat ook toe dat asem jou herinner aan Gees. Die inspireer en die expireer. Spirite, Gees. En dan dink ons aan die Heilige Gees, wat daar uitgestort was. En ek lees vir ons Handelinge 2, vanaf vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees. En het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Kom ons laat net toe dat hierdie woorde wat ons nou gelees het, waarna ons geluister het, kom ons laat net toe dat dit by ons kom sit. Laat toe dat hierdie woorde by jou sag raak. Raak verwonder daaroor.
Miskien wil jy selfs 'n beeld vir jouself vorm van 'n huis met 'n klomp mense by mekaar en dan aan die stormwind, die geluid van 'n stormwind, die geluid soos van 'n stormwind, en hoe dit stil raak dalk, en daar vuur verskyn aan hulle, dalk raak die kamer ligter, en die vuur verdeel, en kom soos vuurtonge op elkeen tuis, en hulle word vervul met die Heilige Gees. En dan ewe skielik praat elkeen, maar in verskillende tale. Die kamer is vervul met opgewonde praat. Taal wat verwondering uitspreek. Kom sit dit 'n oomblik daarmee en laat dit by ons tuis kom. Raak verwonderd daaroor. En terwyl ons so na hierdie verhaal luister, verwonderd word daaroor, word ons herinner aan die dagstukkie wat Richard Rohr gister geplaas het, waar hy iets sê wat dalk ons bietjie tot stilstand bring. Ons 2 keer laat dink. Hy sê dit is so jammer dat die Heilige Gees so geneig is om 'n nagedagte vir soveel Christene te wees. Ons is nie regtig bewus van die Gees in ons nie. Ons maak nie staat op die krag van die Heilige Gees in ons nie. Ons glo maar daar's nie altyd vuur of oortuiging daarachter nie. En dis ook nie veel aksie, diens, aktivering as gevolg daarvan nie. So kom ons nie in beweging nie. Dan praat hy van 2 tipes doop wat in die evangelies genoem word. Die doop met water, waarvan ons almal bekend is, waarmee ons almal bekend is. En dan die doop met die Heilige Gees en met vuur. Dit wat ons in beweging bring. Dit wat regtig ook saak maak. Ons ken almal die doop met water en dit is 'n sakrament wat ons op verskeie redes onderhou. Ongelukkig soms ook net omdat dit 'n familietradisie is. En dan is daar die tweede doop, 'n tipe doop. Dit is die doop met die Heilige Gees. En mense wat bewus is hiervan, is anders. Hulle het lief, aktief. Hulle kom in beweging. Hulle dien. Word nie net gedien nie. Hulle vergewe. Hulle
is so sigbaar, omdat hulle geïnspireer is. En soms hoor ons mense bid, "O kom Heilige Gees." Maar miskien is dit nie 'n ware, akkurate uitspraak nie, want die Gees is reeds met ons. Die Gees het reeds gekom. Ons is tempels van die Heilige Gees. Almal. Vir altyd. Ons moet net daarop staat maak. Daardeur geactiveer word. En dit daadwerklik glo. Ja, die beelde wat in die Bybel gebruik word, die woord gebruik word vir die Heilige Gees is dinamies. Vloeiende water. 'n duif wat kom sit. Vuur. Wind. As daar nie beweging is nie energie is nie opgewondenheid nie diep liefde nie, dan kom ons dalk agter dat daar nie uit die Gees geleef word nie. Kom ons raak net weer vir 'n oomblik hier rondom stil. Raak bewus wat dit vir jou beteken vandag. Alweer diep asem. As jy so diep inasem, miskien voel jy 'n warmte in jou bors. En miskien vandag kan dit jou herinner aan die warmte van die Heilige Gees. Daardie vuur. En miskien, en dit is my bede vir jou, miskien is dit waarmee jy vandag die dag kan ingaan. Met daardie warmte. Geïnspireer, geactiveer deur die Heilige Gees. Shalom.